Shalom mooietjies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Vandag reis ons verder deur die Bybel. Maar wag, kom ons stop en bid eers saam. Maak toe julle oogies. Papa God, baie dankie vir nog 'n Storytyd. Dankie dat U hierdie week saam met ons was. Dankie vir elke maatjie. Seën hulle en laat hulle die klein dingetjies in die lewe raak sien. Dat hulle weet U is al om ons in Jesus naam. Amen. Vandag se storietyd gaan oor Naaman wat gesond word. Naaman was 'n baie dapper soldaat. Hy was nie net 'n soldaat nie, hy was die bevelvoerder. Maar daar was 'n probleem met hom. Hy het melaatsheid gehad. Dis 'n vreeslike slegte velsiekte wat seer op jou lyf veroorsaak. Naaman se vrou sê toe vir hom haar diensmeisie het haar vertel daar's 'n profeet met die naam Elisa en hy sal hom kan help om gesond te word. Naaman het vir Elisa gaan soek en toe hy uiteindelik by sy huis kom, sê hy vir Elisa, "Kyk hoe lyk my vel, kyk hierdie baie seere." Elisa, wat 'n man van God is, gee toe vir hom die volgende boodskap, "Gaan was jou 7 keer in die Jordaanrivier, dan sal jy gesond word." Naaman dink toe by homself, dit is nou die domste idee wat hy nog gehoor het. Maar sy helper sê vir hom, dis darm nie 'n moeilike idee nie, hoekom probeer jy dit nie net nie? Hy gaan toe na die Jordaanrivier en hy was hom 7 keer. Toe hy klaar was, is die velsiekte weg. Naaman was so opgewonde omdat die velsiekte weg was. Hy gaan terug na Elisa toe en hy gaan sê vir hom baie dankie. Maar Elisa, wat 'n man van God was, sê hy het net God se werk gedoen. Dit was nie hy wat hom gesond gemaak het nie. Dit was God van Israel. Ons les vir die storietyd is, al klink dit partykeer vir ons bietjie na die stupidste idee wat ons nog gehoor het, iets wat ons dalk vir God moet doen, dit is dalk net wat God nodig het om 'n ander persoon te help. So doen wat jy kan, al is dit die kleinste dingetjie. Sonskyn en Boelie Brak wil graag die Paasverhaal by julle kerk of skool kom vertel. So asseblief kontak vir Juffrou Jolie. Sy sit julle in haar dagboek. Baie Jesus liefde maatjies, tot volgende week waar ons verder deur die Bybel reis.